Hallo, my naam is Johan Botes en vandag gesels ons sommer net so 'n bietjie oor ervaringsleer. Ek het my seentjie se karre saamgebring. Hy is mal oor rygoed. So elke oggend dan kies hy 'n paar wat saam moet ry skool toe en dan los hy dit in die kar sodat hy weer kan op pad terug huis toe daarmee speel. So ons het hy noem dit sy oupa bakkie en sy ouma kar en sy tannie kar, want daar's 'n een van ons bure het so 'n rooi kar en dan sy Hia kar. Omdat hierdie deur 'n trekker getrek word en natuurlik Hia is verbind hy met trekkers. Toe ons uitvind hy hou van goed wat kan ry, van karre. Toe dog ons dis dalk 'n slim manier om hom van verskillende kleure te leer. So hy weet dit is oupa se rooi bakkie en is die tannie se rooi kar en hy weet wat groen is en swart is. En ons het nog by die huis natuurlik 'n klomp ander goed. Daar's ons geel karre en 'n groot verskeidenheid karre. Maar natuurlik het ons nie net die karre vir hom gekoop en gehoop hy leer self wat die verskillende kleure is nie. Ons het vir hom gevra, gaan haal vir ons die rooi kar of wys vir my die groen kar. En nou al begin hy weet wat die verskil is tussen die groottes van die kar. Hy rangskik hulle in groepe wat pas by mekaar, verskillende groottes, verskillende kleure. Maar dit is omdat ons hom gereeld gevra het om dit te doen, om hom te lei daarin, om deur sy ervaring, deur sy speel met verskillende karre te leer wat kleure is, wat verskillende groottes is. Dit gebeur nie net van self nie. Nou, kinders en tieners, selfs volwassenes, ons leer baie maklik wanneer ons deelneem aan aktiwiteite en kan reflekteer daaroor. 'n navorser, Gavin Bolton, het gesê dat geen ervaring in sigself produktief of onproduktief is nie, maar die manier hoe ons daaroor reflekteer, maak dit betekenisvol of sinneloos. Ons het nodig om na 'n ervaring 'n oomblik te skep waar ons vir kinders 'n geleentheid gee om te vra, so wat beteken hierdie? Hoe kan ek dit toepas? Daar's hoofsaaklik twee verskillende vorms van ervaringsleer. Die eerste ene noem ons in Engels sommer net 'n teachable moment. Dit is om sensitief te wees vir 'n oomblik waar daaroor gereflekteer kan word, waar daar tot nuwe insigte en idees kan kom. Dit kan wees soos tydens 'n kamp, wanneer kinders in verwondering is oor die natuur. En daai oomblik te gebruik om te praat oor die skepping, dalk 'n psalm te lees. In daai oomblik te praat oor die sorg vir die skepping en hoe ons genooi word om deel te neem aan God se skepende werk en onderhoudende en herstellende werk in hierdie wêreld. Teachable moments kan wees wanneer ons 'n sirene hoor verbyry en weet iemand se lewens het nou verander. En daar te praat oor hoe ons mekaar se laste kan dra, vir mekaar kan bid. Wat dalk meer van toepassing is wanneer ons praat oor kategese is hoe ons beplande oomblikke kan hê. En dis die tweede soort ervaringsleer. Die tweede soort is om 'n aktiwiteit te beplan met 'n verwagte uitkoms. So dit beteken dat ons beplan om kinders op 'n uitstapie te neem na 'n natuurreservaat toe of op 'n stap te neem wanneer ons gaan kamp, om vir hulle te wys en hulle oë op te lig na die hemelryk toe, om die sterre te sien en dan daai geleentheid te gebruik met 'n voorbereide les dalk om te praat oor die skepping en ons betrokkenheid by hierdie skepping. Wanneer ons kyk in die Bybel, dan sien ons baie ervaringsleer episodes. Nee, hoe die ervaring waardeur mense gegaan, Jesus byvoorbeeld teachable oomblikke gebruik het, raak gesien het om sy disippels te leer. Dink aan die storm waar Jesus geslaap het op die boot. Dink aan toe daar duisende mense was wat moes eet en daar nie kos was nie. Jesus het ook natuurlik selfs oomblikke beplan om sy disippels te leer. Vrae te vra sodat hulle kan reflekteer oor die goedheid van God, oor die aard van die koninkryk en waaroor dit gaan. So, kom ons dink hoe ons kan beplan aan ervarings, aan aktiwiteite, wat ons kan lei in gesprekke in wat ouers, wat tieners, wat kinders kan help om te reflekteer oor dit wat hulle ervaar het, om tot nuwe insigte en nuwe idees te kom, nuwe oortuigings self. So, wat gebeur het met ons seentjie is, al hierdie karre, die rooi kar en die bakkie en die trekker, die Hia karre, bly nie nou net speelgoed nie. Wanneer hy uitkyk by die venster terwyl ons ry, dan sien hy ook dit buite raak.
En hy raak opgewonde wanneer hy motors sien wat hy nog nooit van tevore gesien het nie. So stootskrapers en hierdie tipe goed en hy wonder en hy wys vir ons wat dit is en vra wat dit is. Ons werk is nie om vir kinders noodwendig te wys wat hulle moet sien nie, maar hoe om te sien. En wanneer ons ervaringsleer gebruik, dan mag ons dalk kinders leer om spontaan die Here te loof en te prys wanneer hulle oorweldig is deur die natuur, wat hulle sien, wat hulle beleef. Dit mag wees dat hulle spontaan net begin bid vir wie ook al geraak is in 'n ongeluk of in 'n ramp wanneer ons 'n sirene hoor verbygaan. So gesels saam met die meegaande hulpbronne te gebruik oor hoe ons ervaringsleer kan gebruik om ons tieners nie net te wys wat hulle moet sien nie, maar hoe hulle sien en hoe hulle God kan beleef wat met hulle wil kommunikeer in elke oomblik.